Hallo en welkom by ons tweede uitsending van ons nuwe program, Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en saam met my in die kombuis vandag het ek vir Asef Anwar en Meer sausies, dat ons nie goed die in vars is. Ja. Here you can see a spinach leaf coming out, and I think I'm just about gonna make it in time. There's a protein, and they're having a salad with it, and it's much better than actually getting them to eat it. Assalamu alaikum, hallo en 'n hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ons in die Boland by die pragtige Grabouw Lodge. Vandag wil ek kyk of die Kaapenaars beter kan kook as die Bolanders. Wel, soos jy kan sien, ek geniet my gate uit hier by die Grabouw Lodge. Maar vandag wil ek weet by Auntie Fauzia, hoe hou 'n vrou se liggaam dit om 'n lodge aan die gang te hou? Auntie Fauzia, hoe gebeur dit? Auntie Abida, het is iets wat jy het baie krag nodig, het baie stamina nodig. Maar as dit jou passie is om met mense te kommunikeer, is dit 'n walk in the park, soos hulle sê. Nou vertel vir ons kykers van die Grabouw Lodge. Grabouw Lodge, sal ek sê, so 'n jaar en 'n half terug het ek en my man nou so 'n bietjie van 'n uitdaging gehad, om 'n besluit te neem om 'n skuif uit ons tuisdorp Woester te maak. En gewik en geweeg en natuurlik my ouers, my vader het toe net gesterf en my skoonma, het my ma gesê, my kind, jy's nog jonk. Vat die kans. Jy sal nooit weet wat die eindpunt is. Jy En jy gaan probeer. Ja, hier vandag. Maar toe het ons nog gekom en die eerste maand het ons gekom, was dit bitter koud en dit was winter en ek het gedink, wat het ek besiel om dit te doen, om in die koue plek te kom. Maar ons het omskep in warmte en vandag is Grabouw Lodge home away from home. Okay. Het Ek is hou van daai gesegdinge, né? Wat hulle sê, home away from home. Is definitief home away from home. Ons het in daardie winter het ons baie, hoe kan ek net sê, maar hout bymekaar gemaak. Die kachels aan die brand gesit. Lekker. En geprobeer om gaste te kry om in die plek te kom. Het was al reeds opgewees deur die vorige eienaars, was 'n kort tydjie hier voor ons. Maar dit was 'n uitdaging en dit was iets wat ons regtig bitter gou vir onsself aangeleer het. En roetine. Ons sit selfs baie keer nou en dan praat ons van hoe ons in die begin. Sover so dat ons het al 2 eats met families gemis. Toe was ons nog 'n bietjie onkundig hoe om ons 'n program te reël. Maar nou is ons al so dat ons is heeltemal, ons kan planne hê, ons kan self besluit nou, dit is wat gaan gebeur en dit is hoe. Want soos ek sê, ons is 'n bed and breakfast, 'n lodge, maar ons is heel wat besig, funksies en al die tipe van gaste wat kom, ja. En hoeveel kamers het julle hier? Ons het 16 kamers, wat natuurlik van hulle word uitgehuur as dubbelkamer, selfs as 'n familiekamer. As u miskien nou 'n kind tot 'n sekere ouderdom bring, het ons 3/4 beddens wat ons bysit, maar die 16 kamers het almal dubbel beddens in, ja. Okay. En sê gou vir my, om 'n lot seker te rand, soos jy nou net genoem het, vat natuurlik krag. Maar het jy dan ook helpers wat dit vir jy doen? Natuurlik, ek sê altyd my, sal ek sê, lese in die lewe was altyd gewees, jy kan niks 'n sukses behaal sonder die mense om jou nie. So jy kan enige besigheid hê, maar op die einde van die dag, wie maak dit 'n sukses is jou werkers. En ek het natuurlik die lieflikste staf hierso, jy sal vir hulle ontmoet. Ek het hulle gesien, ja. Ja, hulle is regtig waar en as enige gas wat hier bly en die gas en dit gebeur baie, 'n goeie pleintjie gee, dan maak ek seker ek roep vir hulle dat hulle dit met hulle eie ore hoor. En dit boost net hulle stamina. En nou vertel of ons kykers, ek sien u het nou onlangs het u dan nou ook vir Jeannie D van Tabilling hier geonhels. Ja, dit was ook vir my en my man een van die, sal ek sê, Hoogtepunte. verrassings, hoogtepunt. Wat ons nou die e-pos, ons werk baie van ons besprekings deur baie maatskappye so Sleeping Out en ja, jy kry baie van hulle, maar toe het ons nou gekry die e-pos en ons sien
Ons is toen nou al so familie, sal ek sê, met filmmaatskappye, want is heel wat van hulle wat hier kom bly. Maar toe sal ons nou sien, hy sê toe vir my, maar het jy gelees die e-pos, hier staan topbilling. En ek sê vir hom, en dit nog nie geantwoord, jy moet antwoord, dit is vir ons meer 'n voorreg. En ek het natuurlik van haar kamer gebespreek en sy is 'n baie lieflike mens. Dis al wat ek kan sê. Sy is baie nice, baie fun en regtig, het was nice om hulle uit te. Nou, en die Fauzi dan nou ook gepraat van ontbyt. Bedien u dan allerhande 3 maaltye of is dit net dalk miskien ontbyt? Ons is gefokus natuurlik meer op bed and breakfast, maar ons kliënte natuurlik as hulle hier inkom en hulle ruik daai arome, want Grabouw Lodge is eintlik die enigste halal in die, sal ek sê, op die N2 nou hier in die Elgin Valley. So ons verskaf halal etes aan verskillende ander plekke, Caledon Hotel en Houhoek Hotel as hulle konferensies het en so met halal kliënte. Dan sal ons se gaste ook sê, maar ons wil ook dan middagete. So ons werk basies op besprekings omdat ons nog nie, sal ek sê, 24 uur of deur die dag van 8 tot 5 restaurant het. En soos ek vir jy gesê het, ons besprekings wat deur baie van die toeragentskappe, hulle bespreek vir die gaste sommer hulle aandetes ook. So dan bedien ons al 3 maaltye. Maar ek moet dan ook sê, as 'n mens kyk na die uitsig hier, veral by een van die kamers wat u nou vir my geneem het, dan moet ek sê dit is wonderlik. Is dit iets wat die mense wat natuurlik hier kom, is dit dan iets waaroor hulle ook praat? Kom ek sê vir ons het al gehad mense wat sê dat dit is paradys en ek myself, ek het sopas gesê vir vriende van my, ek kan soms vir ure sit, jy kyk net oor die groenvallei en dan jy kry net daai kalmte en daai rustigheid en dit is regtig waar iets different. Baie van die gaste wat van die stad afkom, vra altyd vir my, wat is hier te doen in die vallei? Dan sê ek, alles behalwe wat in die stad is. Hier is buitemuurs aktiwiteite dat jy kan net nie genoeg kry daarvan nie. So die mense wat ons skryf wat hier kom, ons het al verskillende boekskrywers gekry. Ons het al verskillende kunstenaars gekry. En as hulle hier weggaan, dan sê hulle maar hulle kon dit bereik het en hulle kon daai bereik het. Ons is wel geleë op die N2 soos Auntie Abida kan sien. Ja. Maar ek kan verseker wees, daardie karre sal jy nie hoor in die nag nie. Ja, Ek dis sien baie so, ja. rustig. Maar nou, hier dan ook genoem, nou hier 16 kamers, maar as ons nou praat van 16 kamers, hoeveel kan hierdie hele plek dan nou eintlik bevestig? Okay, ons het 'n konferensiesentrum ook, so baie van ons gaste wat natuurlik soms bespreek vir die konferensie, kan ons 'n getal tot 120 mense vir 'n konferensie van. Ons het al 'n troue gehad, net in die begin toe ons oorgekoop het, toe was daar 'n troue van 300 mense. Maar dit was baie nice, want die mense het dit verkies, omdat ook soos 'n, sal ek sê, die ou tradisionele Maleier troue was altyd maar in huise ingehou, 'n huistroue. So dit was bo, dit was onder, en dan buite het ons ook natuurlik tafels gedek gehad, en dit was baie nice. Kamer spesifiek, as ons nou groot groepe, spesiaal ons sportgroepe, kan ons tot en met 40 mense, as hulle bereid is om 'n kamer te deel, 3 volwassenes of so. Ja. Dan klink dit amper asof hierdie lodge is eintlik 'n bietjie meer as net 'n lodge. Baie van ons kliënte sê vir ons dat ons is op die basis van 'n hotel, maar ons verkies dit weer eens, home away from home. Ja. Nou dan wil ek dan nou ook weet bied julle dan ook miskien dalk aan, kom ons sê dalk soos hulle sê ladies getaways, daai tipe van goed. Baie verskriklik, ons het baie reunies, families, ladies getaways, hulle wil natuurlik 'n girls weekend hê, ons het al baie gehad. En almal se lewe, ons het gereeld hierdie gesprek onder familie en vriende, jou lewe in vandag is net in 'n sirkel. Jy beweeg, is werk, is kinders, is skool, is dit. En dan het jy soms hy breek nodig. En dan kom ou vriende by mekaar en jy kan kuier en dit raak soms 3 uur en 4 uur en dan skrik ons ook om te sien as daai tyd. So ons kry baie sulke tipe van kuiers en hulle geniet dit. Die mense geniet dit. Wel, ek moet dan sê dit klink en dit lyk sommer
baie lekker hier. Dit gaan ek vir eerlikwaar sê. Maar dan wil ek gou hier ietsie, ek sien hier is so heelwat rook en goed wat uitkom. Is dit ietsie wat brand weer hier? Ja, dit is natuurlik een van die iets in Theabida wat nou in die somerseisoen 'n bietjie kop uitgesteek het, is die brande. Ek het nou die dag het ek gehoor, ek weet nie of jy bekend is met die Gaffley busdienste nie. Toe het die sal ek sê die eienaar, sy het vir my verduidelik want sy sal vir meer as 74 jaar gevestig in Grabouw. En sy sê dit is natuurlik iets wat in die berge altyd gebeur weens hier is baie fynbos wat hier ook hier soos 'n groei. natuurlike ding. Ja, fynbos en dan die dennebome. Wel dit baie pine forest. Grabouw is ook bekend vir die behalwe die appels en ek het ook gedink Grabouw is altyd net appels, maar hier is perskes, hier spere. Maar die pine forest is ook in 'n groot mate inkomste wat hulle natuurlik vir die meubels gebruik. So die vure ontstaan soms vir die fynbos wat uitbrand en vonkies en so. Maar hierdie brand het ontstaan in Kleinmond, so ek het nou nog nie gelees verder waar. Ja, maar dit is dan nou die paar woorde wat ek dan nou natuurlik wil gehoor het hier by Auntie Fauzia Dolly. Amper vergeet ek hiervan, maar ek onthou daarom nou Dolly. Maar Auntie Fauzia gaan nou vir ons lekker kook, so bly ingeskakel. Nou ons is hier in die kombuis en Fauzia gaan vir ons 'n lekker Portugees hoender maak en sampioene sop. Auntie Fauzia, ons bestanddele, wat gebruik ons hier vir dit? Okay, ons het egte botter, die mooi riviermaak, lekker baie vars koriander, danja en 'n ei, 'n bietjie droë chilies, die sampioene en dan gebruik ek mielie alleen, maar ek hou van die wortel en die groen boontjie, so kry so die gemengde ook, ja, die gemengde met mix fantastic veggies en 'n bietjie knoffel, fyn gemaakte knoffel. Dan het ons natuurlik ons volroom melk en ons fresh cream, ons room om hom hy roomgeur te gee. Net om hom soms 'n bietjie meer van nie 'n waterige of 'n melkerige geur, meng ons so 'n bietjie van die mushroom sop wat jy in die pakkies kry, net so bietjie in die water net om hom so te bind. Want dit is nogal een van ons treffers hier by Grabouw Lodge, as baie van die gaste kom gee ons dit. Soos ek u gesê het, Grabouw kan 'n koue plek ook wees, maar die kos maak warm, so dis altyd 'n voorgereggie. So waar begin ons eers? Ons gaan natuurlik eers die botter. Gooi ek en hoeveel altyd botter is daai omtrent? Ek sal sê dit is so 2 eetlepels botter. Ons wil hom nie te, want die room is ook natuurlik en dan sit ek nou romerig gaan maak. Maar soos ons mos nou weet, sê hulle deesdae dis die romerig en die egte botters is nou gesond vir ons, né? So en dan gebruik ons nou daai botter en ons kan hom nou net so laat hy bietjie smelt in die pot. As hy nou so gesmelt het, ek gooi sommer my eie ook, volgens smelt hy sommer saam. Ja, kan Theabida daai sop so lank vir my meng met die koue water. So dis 'n hele pakkie, né? Ja, ek kan so en dan vat ek nou my eie en dan gooi ek hom nou so saam in die pot. So. En die ei moet natuurlik soos jy nou sal 'n breedie kos om nou brein te kry nie. Hy moet net daai sterk geur 'n bietjie, sal ek sê, nou glaze in die botter. Nee, dan gee hom nou net so. Nou egte botter gee altyd maar 'n baie natuurlike lekker geur aan kos, ja, aan smaak kos, ja. So ons gaan nou die ei laat hy nou bietjie blanch en bietjie sag raak in die egte botter. Okay. Sit die stoof so klein bietjie hoor. En dit is nou vir die watter een wat ons nou maak. Dit is nou vir die mushroom sop, ja, vir die mushroom sop. So in die selfde tyd kan ons die hoenderfilette wat ek hier het, ons kan hulle 'n bietjie vorentoe bring. So Theabida nou net vir my daar gou spasie kan maak. Ons skuif net so 'n bietjie op. Ja. Ek sê en ek is eintlik baie gelukkig hier in Grabouw om te hê die Elgin Free Range hoender. So die Elgin Free Range hoenderfabriek het natuurlik die Free Range chicken en dit is baie lekker. Jy kan nie die verskil. Dan maak ek hom nou net so 'n bietjie dunner. Dit is ook nou iets wat sal ek sê, omdat ons 'n baie besige program het by die lodge en ek is natuurlik self in my kombuis, het ons baie gaste en ons kan vandag regtig sien
baie mense probeer om 'n gesonde leefstyl te lewe. Okay. Soos nie almal wat noodwendig, veral ons sal ek sê moslimgaste ook, wat altyd net curries en biryani soek. Hulle wil ook bietjie beweeg na die gesonde eetgewoontes so. So ons moet hierdie tipe disse soms maak wat vinnig en gou gaan. Okay. Sal ek sê wat nie so tydberowend is nie. So word hy nou soos hulle sê word nou, gespan. ja, ek gaan hom nou 'n bietjie dunner gesny. Ek het 'n bietjie van die speserye vooraf gemeng, Ja. dat ons dit net kan hê. Maar net laat ek vir die kykers kan nie wys goed, wat dit eintlik is Ek wat wil nou ons net vra, gemeng wat het. is die speserye? Ja, nou? wat is die speserye wat ons gemeng het? Wow. Ek het gevat natuurlik die Robinsons paprika. Paprika is iets wat maar basies hy het nie veel van 'n hoë smaak. Level hy gee meer net die rooi, maar hy's 'n baie lekker spice en dan peri peri. Dit is nou eintlik 'n baie lekker resepie wat ek by my Portugese gaste gekry het. En hulle is bekend vir hoender en dat hierdie tipe en sal ek sê hulle vis ook, maar hulle het nou eintlik meer vir my die hoender en dan suurlemoensap. So ek Dit het nou bly nie die agter nie, want ja, ek sien suurlemoensap vir baie disse, né? ja, en dan natuurlik die knoffel, soos die paprika, die peri peri volgens smaak, die suurlemoensap en die knoffel kan u gebruik en dan 'n bietjie olyfolie, né? Kan u nou daarby sit, so 2 eetlepels. En dan het ons dit ek het nou al reeds like vooraf dit gemeng, want dit is maar basies wat ek nou, sal ek sê, al die tyd maar voor die tyd gebruik. Kan ek daai verkry daarso net? Right, so daai het ek hom nou al reeds gemeng, soos jy kan sien. En hoeveel Ek is weet daar nou, nou omtrent nou van alles? ek het nou van dit het ek nou gemaak 3 eetlepels Van elk. van elk, ja, want ek het nou heel wat gaste gehad gisteraand en toe het ek nou sommer ja, heel wat gemaak. En ek kan hom nou net so 'n bietjie daar op die fillet so smeer op die hoenderfilette. So gaan hy vol gesmeer Ek word? gaan of? hom vol smeer Okay. en dan het ons nou ons ei van ons mushroom sop. Hy gee nou so ligtelik lekker, die botter het nou lekker gesmelt. Kan ek solank die gemengde groente by u kry in Tabeda. Dan gooi ek nou die gemengde groente in die sop. En hierdie hoender word hy alkante gebedek of Hy word alkante word hy gebedek. Okay. Ja. So Hy word alkante gebedek. En dan kan ons maar almal die groente gebruik. Groente gee die sop baie mooi kleur. Okay. Ja. En ek vind baie van die kinders geniet die groente in die sop. Nou, en dieselfde tyd as ek nou die groente in die sop gegooi het, en die wieder doen solank die hoender? paprika, die hoender, Okay. kan ek ook daar by u kry die knoffel. Ja. Hoeveel knoffel is daai? Die is nou ook net so 1 eetlepel, maar ek gooi net so 'n halwe eetlepeltjie van dit in, van die knoffel. Ek wil die sop te knoffelrig maak. So hy kom nou so met die groente. En die groente sal ook nou net so laat hy 'n bietjie sag die worteltjie kan raak. Maar dan sien Ja. ek nou ook nou u maak dit nou so lekker amper asof jy dit lyk stew nou soos gaan ek wil nou maak, net sê. soos kos Maar gaan ons is baie van ons is nou so gewoond hulle alles kom sommer net tesame in. Nee, ek vat hom maar stap vir stap. Laat hy nou lekker. En dan laas sal ons hom nou in die vloeistof in verander wat Okay. ons nou 'n sop noem. Ja, So, daai so is nog dit een is nou plan wat gedoen ons gaan doen, en ja? dan kan ek ook vir die hoender. Ek weet nie So, die ek hoender is gaan maar botter kry. ja, ook baie oor. Ek gebruik eintlik baie ghee. Maar ek het nou 'n bietjie uit my ghee uitgehardloop. Dan sit ek ook maar die stoof so op 'n medium pan. Jy kan hom ewen in die oond ook doen en hy's baie lekker op 'n normale hoender sal ek sê die dui en die boutjie op die vuur ook. Is fantasties, ja. Dit is baie nice. Sal Maar ek nou so sê dan die so pan moet nou gou die eers 'n pan, bietjie ja, warm die word, botter sodat moet die nou mens net so hom bietjie sommer smelt. gou En dan Ja. dan bak jy nou net aan dan sien Ja, dit klaar. dan is jy sal sien hy't so mooi. Maar die paprika en die peri peri en die lemon juice en die garlic met die olyfolie. En dan wat eintlik baie goed is as jy hom nou doen en dan kan jy hom vir hom so 'n uur of 2 laat staan. Dan trek hy geur so binne in die hoender, veral as jy hoender met 'n beengaar maak. Dan kan jy so. Maar wat ons nou hierso doen, ons kan nou soos gaatjies soos in steek. So
so in die fillet, so die geur gaan so lekker deur Ek hom. wil nou net vra, Ja. ek sien baie mense steek gaatjies in. Ja, Ek wou net die vra fillet wat ja, maak hy is eintlik? dan maak hom juicy want kyk natuurlik ons weet dat hoenderfilet is iets wat droog is. Maar ek kan hom sappig maak en om vandag se tyd al die hierdie tipe marinades wat ready-made in bottels te kom is ook nie so gesond nie. Definitief Is nie so gesond nie. So ons probeer maar natuurlike iets te gebruik soos nou so. Onze crush chilies, waar gaan hy in by die sop? Hy kan ook sommer nou daarbey gooi en ja. Ek hou van die sop met so 'n klein bietjie 'n skop gee laat die winter verkoue is en die goedjies. Want Grabouw begint nou koel te raak. En dan kan u nou vir my nou natuurlik ook gee 'n bietjie Tanya. Bietjie dan. Net so Ja, net so. sprinkel. Ja, gooi hom in. Baie mense verkies ook, ek kan nog 'n bietjie om klein blokkies hoender in die mushroom sop te gooi, né? Sal ek nou sê soos dit, maar dan blokkies. Maar omdat ons nou die hoender ook Gaan bymaak, maak, ja. Baie verkies om hom kan u ruik daai geur van hy die kom nou, knoffel ja, en die chili en die Tanya. Hy kom nou baie lekker nou deur. Ja. En nou kan u vir my aangee die Mushrooms. sampioene. En alles gaan in. En alles gaan in. En dit is nou net soos u sê, dit lyk nou eers soos 'n pot kos wat ons nou hiermee besig is. Ja, sien. En dan gaan hy ook nou net so saam. Wat is die woord wat hulle altyd sê bruis in Afrikaans is smoor, né? Daar's hy. Ja, sien. Nou kan ek sê elke keer een van die dae hulle is so besig met die technology en goeders wat mense vandag kry. Een van die dae kan die mense by die huis How kan hulle al reake deur die TV kry? Dit is so. Ja, ek sê altyd dis een van die ietsie wat ek geleer het by my ma, jy moet so met jou neus op proe of jou kos nou reg is en so. En soos ek sê omdat die sampioensop wat u nou vir my aangemaak het in die water, hy bevat mos 'n bietjie sout. Ja. So ek sal nie sommer sout ingooi nie. Ek sit dit maar op die tafel, die gaste kan Hulle kan maar maar net weer sê bygooi. ons moet mos maar nou almal in gedagte hou met hoë bloed en almal hierdie siektes wat vandag so floreer. So hoe lank moet hy nou gou so kook? So net so ja, kyk sampioene is iets wat jy moet doodkook. Jy gaan mos nou natuurlik. So ek gee hom net so 2 minute. Ek dink ons kan ewen nou soos net so 2 en nog 'n minuut gee. En dan kan ons nou daai bygooi en dan net terselfdertyd. Eers hierdie gaan in en dan die res. Terselfdertyd gebruik ek 'n liter melk, né? Nou kom ons gooi gou daai in. Ons gaan gou met ons regterhand, daar sy. Okay, daar sy. Ja nee, dit is natuurlik. Daar sy. Ja, en dan kan u nou van my so, dit hy sommer 'n maatbeker. En kan u nou sien daar hoe lekker romerig hy. Nou net voor hy dik raak, sit ek hom af en dan gebruik ek nou my melk. Ek het hom nou afgemet. Dis nou En jy gooi alles in vandag. ja, dit sal nou 'n liter melk wees. Nou, Of sien, hy net is so nou- bietjie meer as 'n liter en 'n Nou, half. daar Ek het hom leer nou ek mooi nou weer afgemet, iets. ja. Daar leer ek nou weer iets. Ja. Ek het nog nooit melk in sop gegooi nie. Is dit? Ja, nee, dit is nou natuurlik. Daar leer ek nou en weer dan iets. kan ons nog net weer in dieselfde beker gee Ja, hom van my. hierdie ene? Ja, kan ek nou nog so 'n bietjie water kry en ja, hier by die kraan, so gee gou koue vir my. water. So Kyk, net kan so ons? ja. There you go. Dus ek sê hy's 'n romerige Dan kan ek sop, ja. Sê Gooi maar maar wanneer in, ek dit is nou stop. so 2 koppies water. Gooi maar, gooi. Okay. Ja. Daar sy. En hy het nou net so lekker. Daar is hy. En hierdie is Daai is nou oh, die dit is hierdie room. room. En Alright. dan gaan ons, as dit nou 250 ml is, mos ons so 'n koppie. So ons Ja. gaan ingooi 'n koppie room. Ja. Maar hy kan nou eers net so vir Ja, 'n hy gaan op sy eie. eie aangaan en dan maak ons hom toe. En dan sit ons die honder nou maar En na die dan, pan. ja, hierso ons pan is nou lekker medium warm. So kan ek Onthou, maar. jy kan nou jou ghee gebruik, jy kan olyfolie gebruik. Maar ek het nou botter gevat. Dan sit jy jou hoenderfilette daarin. Lekker. Weet jy nie? Ek moet Dit is nou sê, ook nou, jy kan ewen jou, as jy nou 'n burger night het, soos ons dit nowadays noem. Of as ewen jy, as jy 'n pasta aand het, kan jy ewen jou pasta hoender ook marinate met die marinade.
En dan pasta kook en om die blokkies so tussen in die pasta ook smeer. En dit is baie nice. Soos ek sê, die paprika gee eintlik meer die rooi kleur. So moenie dink is nou 'n mondbrand storie nie, maar die peri kan jy by eet soos jy nog voel. En hom bakke mense Ja. nou nog lankie, nee. Nee, kyk hy is voor- mos nou, ek het hom lekker dun gesny. Ja. Wat ek dan maak, as ek hom nou omdraai in die wieder, kan jy sien die botter hoe hy nou lekker deur die honder kom. Kyk die mooi kleure dan. Ja. 'n romerige geel kleur. Mooi, ja. Kan jy sien? En hy is baie nice, sal ek sê, as jy hom bedien met groenslaai, 'n savory rice kan jy maak, soos ek sê, 'n burger kan jy maak. Maar wat ek nou nog, ek as dit kom by kos maak, hou ek van kleur. So nou sal ek nou sommer van hierdie Danja, neem hom te, ja, Wow. dan sprinkel hom nou so oor. En as jy weet, as jy nou nie gaste het, en dit raak vandag even in ons restaurante, die homestyle cooking. Ek was gewees byvoorbeeld in Johannesburg aan 'n restaurant nou kort, en ons het ons kos even in Maleisië het ek geëet, en ons het ons kos in enamel bakke gekry, en teen 'n enamel beker. En jy sal dink, wow, die ou tyd is terug. It is nice, it's vintage. So as jy nou 'n mooi pannetjie het, dan kan jy selfs nou die pan net so op die tafel sit. Ja, sommer sê Ja. die visvlek Die vis, ja, vir die visvlekke dit doen. So ja, nou kan jy maar net jou hoender heeltyd so omdraai en dan Totdat hy nou omtrent totdat hy heeltemal nou weg. so heeltemal, ja. So as ek hom nou Jy sien. omgedraai het, kan ek maar En weer 'n soos bietjie ek dan sê, gooi of is Ja, hy jy dan nee, jy gooi hom weer oor. Jy Weer gooi. oor, o, okay, Die gaste dan moet kan een kry. iets, ja, die kykers moet nou botter is gesond. So dit is nie 'n vetterige storie nie. Die botter of die olyfolie wat na u smaak. Ja, so dan is hy nou lekker daar en kan u sien. Die Dis so paprika. maklik. En En daar's kan alles ons gooi wat nog jy 'n kan. bietjie Tanya Nog 'n oor. bietjie dan aan die ander Ja. kant. So daai 4 bestanddele maak 'n baie lekker hoender. So daar is hy nou lekker. Kan jy nou sien hè? Baie gou, baie maklik en ek moet sê, ek het weer vandag iets nuut geleer by Antifosia Dolly hier by die Grabouw Lodge. Maar nou gaan ons lekker proe. Nou, ons is klaar gekook. En soos ek gesê het, dis tyd vir proe. Soos jy kan sien, alles is op die tafel en ons gaan nou lekker proe. Maar voor dit wil ek nog gou eers weet by Antifosia. Hulle sê mos altyd, 'n besigheid is 'n besigheid, maar hy is nie regtig 'n besigheid sonder mense wat vir jou help nie. So Antifosia, ek sien dan nou ook ons het lekker 4 girlies, hierso 3 girlies. Wat dan nou ook vir u help. Vertel vir ons so 'n klein bietjie van hulle gou-gou. Ja, dit is nou sal ek sê my regterhand en linkerhand en regtervoet en linkervoet. Ek kan regtig sê hulle doen 'n fantastiese werkie by Grabouw Lodge. En natuurlik het ek vir hulle gesê die dag toe hulle begin nou by my is dit jy gaan net een ding kan doen. Jy moet sommer so 6 iets gelyk kan doen. En vandag doen hulle nie net 6, hulle doen